Wees gegroet. Ek wil vir u 'n skrif voorhou. 1 Petrus 1 vers 16. En dit lees as volg: Omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want ek is heilig. Ek het 'n probleem daarmee dat mense hulle heilig hou. Heiligheid het te doen met die afstand doen van die ongeregtigheid. Jou verkeerde weë verlaat. Die Here dien in die opregtheid van jou hart. Dit grief my as mense voorgee. Die Engelse woord sê pretend. Jy kry mense wat voorgee dat hulle die krag van die Heilige Gees op hulle het of oor hulle het. Mense gee voor dat hulle onder die salwing kom. Mense val om onder die gebed. Maar as hulle daar opstaan, is daar geen verandering nie. Want hoe het jy geval? Het jy die Gees geval? Of het jy gemaak asof jy in die Gees is? Dan kry jy die bidder, die een wat bid, wat vir iemand die hande oplê. Jy sien letterlik hoe stoot die man of vrou die persoon om. Daar val die persoon. En die ou wat hande gelê het, voel nou so wonderlik want die krag het deur hom gewerk. Die Gees van die Here het nou deur hom gewerk. Hou op die salwing fake. Doen dinge in opregtheid. Jy gaan jouself verongeluk. Jy gaan in die skande kom. Want die krag van God en die salwing van die Here kan nie gefake word nie. Halleluja! Prys die Here. Jy het dit of jy het dit nie. En om dit te kan kry, moet jy insit. Jy moet oorgegee wees aan God. Jy moet dien. Jy kry mense wat, hy kom onder die salwing, manne en vroue kom onder die salwing, en dan gaan hulle vreeslik te kere, hulle begin sommer te gil, en hulle draai in die ronde en hulle kap uit. Maar as hulle daar opstaan, is daar geen verandering nie. So wat die Gees het dan in jou gewerk? Watter Gees?
So ek sê weer eens, dit wat ek vooraf gesê het, hou op voorgee. Hou op pretend. Wees heilig, want die Here onze God is heilig. Amen.